My kleinsus was bang vir die donker. Toe my kleinsus in die bos verdwyn het ek geweet dit is my skuld. Toe haar lijk gevind is my hartseer bemoeilik deur 'n mengsel van skuldgevoelens en skaamte. 'n Diepe hartseer wat my nie eers toegelaat het om te huil nie. En ek het geweet dit is hoekom sy by my spook. Ek het dit verdien. Ek sou in die nag wakker word en haar daar sien langs my op die bed. Ek is bang, Sarah. Dit is so donker. Net lank genoeg vir my om haar traanbevlekte gesig te sien skyn in die naglig wat ek begin gebruik het. Toe is sy weg. Sy was net 5 en sy sou vir altyd 5 wees. Ons het almal daardie dag die roetes gestap. Ek, ma en Jenny. My ma het natuurlik gestop om met 'n vreemdeling by die vurk in die pad na die spruit te flankeer. So ek het aanhou loop met Jenny agter wat na elke gogga en blom gekyk het. Sy was 'n gelukkige kind wat haar verlustig het in die klein geheime van die lewe. Die klein lewende dingetjies wat jy net gesien het as jy die moeite gedoen het om raak te sien. Jesus, tog kom! Ek het geskree, terwyl sy vir my ten minste die 10de keer vertraag het. Ek gaan jou agterlaat as jy aanhou om dit te doen. Dit word loop genoem, nie stop nie. Ek het vinniger geloop en ek het gou vergeet om te kyk of sy agter my is. Toe ek uiteindelik agterkom, was dit te laat. Ek het teruggetrek, eers kwaad, toe meer en meer woedend, totdat ek die plek bereik het waar ma nog besig was met haar flirt. Dit het weer van vooraf vir my kwaad gemaak. Sy was aanvanklik onbesorg en het eerlikwaar geïrriteerd gelyk dat sy haar kleiner kind moes vind, maar sy het saam met my gestap en Jenny se naam geroep. Nadat ons 45 minute haar nie gevind het nie, het ons die polisie ontbied. 2 beamptes in 'n klein dorpie het opgedaag om te soek. Wat ons valse hoop gegee het met hul "dit eindig gewoonlik goed" toespraak. Hulle was reg oor een ding. Ons het haar wel gevind. Dit het nie lank geneem nie, net 'n paar uur. Ek het nie haar liggaam gesien nie, maar ek het die 2 polisiemanne gehoor. Die een was gebukkend besig om te braak. Trane het oor sy gesig gestroom, terwyl die ander een dit ingeroep het. Jenny was nog altyd bang vir die donker, solank as wat ek kon onthou. Sy het gereeld in my bed ingekruip, selfs toe maan haar naglig onthou. Sy was bang dat 'n vreemde monster daar was, onder haar bed, en wag. Sy het uit die bed gespring en in my kamer gehardloop. Die monster was werklik, en hy was nie in haar kamer nie. Hy het in die bos gewag. Sy naam was Charles Cantus, en hy is minder as 'n kilometer van waar my suster gevind is, in 'n vlak gat gearresteer. Oh, bathong. Sena ke bohlanya. Sena se sa tshabeha. Ke tshepa hore o tla mo bolaya pele. Verkrag, verwrig. Die besonderhede wat ek gehoor het. Ek het ook die beampte hoor sê, ek hoop hy het haar eers vermoor. Dit is nie 'n detail wat jy vergeet nie. Sy arrestasie het geen afsluiting gebring nie, want ek het geweet dat alhoewel hy die middel was hoe sy gesterf het, ek die rede was. Ek het slaap verloor en gewig verloor, en dit het gewys. Nie dat my ma dit sou opgemerk het nie. Sy was verlore na eie skyn van hartseer, omring deur haar vriende en oorlaai met alkohol en braaipanne. Sy het my alleen gelos om te verdrink in die swembad wat ek gemaak het, te besorg oor die simpatie en liefdadigheid wat sy kon kry. Ek het snags begin uitsluip, kombers in my rugsak, om die 2 myl na die begraafplaas te stap. Ek het by my suster se graf gesit, maar tog ongemerk.
Ek het haar vertel hoe jammer ek is. Ek het haar vertel van ma, van enigiets waaraan ek kon dink om die steek in my maag te verlig. Dit het nie gewerk nie, maar ek besef nou dat ek myself gemartel het omdat ek gevoel het ek verdien het. Ek het haar babies, opgestopte diere gelos. Wat ek ook al gedink het om saam te bring. Dit was makaber, maar dit het gelyk na die enigste ding wat ek nou vir haar kon doen. As ek gelukkig was, sou sy ook vir 'n oomblik daar verskyn, oë nat, om my weer van die donker te vertel. Die mes in my maag het gedraai. Die pyn was wat ek verwag het. Dit was wat ek nodig gehad het. Een aand, verlore in gedagtes, gryp ek in sonlig om saam te bring. Ek het snags 'n paar ander in begrafplase gesien. Ek het altyd gedink hulle verleen 'n spookagtige aura aan die rusplekke van die dooies, wat nooit die lig sou sien of raak sien nie. Begrafplase is tog vir die lewendes, en miskien sal die lig help om my skuldgevoelens te verlig. Sy was bang vir die donker, so ek sou die lig na haar toe bring. Ek was 'n uur daar. Ek het gebewe, met haar gepraat, toe sy verskyn het. Haar gesig het 'n glimlag gehad, nie die gewone trane nie. Sy het eenvoudig gesê, "Dankie sussie, ek is lief vir jou." "Ek is ook lief vir jou, jou klein pes," fluister ek, net soos ek vroeër was toe sy in my bed sou sluip. Ek het toe uiteindelik gehuil. Ek het nog steeds gehuil toe die son opkom en ek huis toe gaan. Die mes was minder diep in my maag, net 'n bietjie. Sy het nooit weer aan my verskyn nie, in die bed of in die begrafplaas. 'n Gemengde seën. Ek het haar gemis en verlang om haar te sien, om met haar te praat. Maar miskien was sy nou okay, en miskien sal ek eendag ook okay wees. Ek verdien steeds om by gespook te word, maar nou spook ek by haar. Ek besoek haar graf elke week, kyk na die lig, praat met haar, vertel haar van die voëls, die skoonheid rondom haar, die ander grafte langs hare en stories oor wie daarin kan rus. Ek maak daardie stories op en uit die name en die datums wat ek kan sien. Fantasievol, tragedies, komedies. Ek lag vir die simpel stories en ek kan haar amper hoor. Ek het ook begin om ligte by hierdie vreemdelinge se laaste plekke te volg. Van die straat af groei die begrafplaas soos 'n swerm vuurvliegies wat vir ewig bevrore in tyd aan die brand gesteek het. Beweeg die duisternis verder weg van waar hulle almal is. Ek kan net hoop dat hulle in vrede is, want ek het in elk geval geen bewyse nie. Ek het net die stories en die ligte en die herinneringe aan my kleinsus wat vir ewig 5 sal wees, die goggas jag, die blomme ryk en in die sonskyn glimlag. Lisa Philipson.